Goeiedag en welkom by week 4 van ons groeigroepe. Oor die algemeen is ons ooreenkoms met mekaar is dat ons gaan probeer om ten minste 5 keer in 'n kwartaal by mekaar te kom. Dus verskaf ons gemeente ook elke keer 5 sessies, 5 lesse, waar die groepe by mekaar kan kom. Maar omdat ons in 'n bietjie korter kwartaal nou in beweeg het en ek weet 'n paar van die groepe ook nie heeltemal is waar ons is nou nie, het ek besluit ons gaan vandag klaar maak. So by week 4 is ons laaste amptelike les, maar ons wil jou dan aanmoedig, veral as jy nog 'n ekstra week het, kom ons sluit dan die jaar af op die regte manier en as groepe, waar julle dan nou as groep saam kan 'n spesiale ete of 'n kuiergeleentheid hê. So ek daag jou uit, kry die oulikste, wonderlikste, lekkerste afsluitingsgeleentheid vir jou groeigroep. So eet dalk by iemand se huis of gaan saam na 'n restaurant toe of gaan na die botaniese tuine toe of wat jy ook al wil doen, kry jou een of ander funksie waar julle as groeigroep kan sê ons wil so ons jaar afsluit. En dan gaan ek nou nie eers vir julle materiaal gee daarvoor nie, ons vertrou dat julle julle eie kreatiwiteit daarvoor sal gebruik. Maar daarmee sluit ons dan nou vandag die reeks af. Ek wil jou net herinner oor hoe ons tot op dusver gewerk het. Ons het begin deur te sê, ons is in pas met Christus, en wat dit beteken om in pas te wees, en dit het so mooi begin met daai teksgedeelte wat ons vroeg in die evangelie skryf, waar Jesus na die melaatse man kyk en sê, hy het hom innig jammer gekry. Julle onthou daai slegte vreemde woord van Grieks, die splagnitzomai. Innig jammer gekry, die ingewande, en om te sê, om in pas met Christus te wees, is om te verstaan, ons is aan mekaar verbind, en ons moet so na mekaar ook kyk. Die volgende week het ons 'n bietjie gepraat en sê, maar goed, om in pas met Christus te wees, verg ook volharding. Dis nie altyd maklik om so hierdie pad saam met Christus te loop nie, en daarom het ons gekyk na die skare geloofsgetuies. Week 3 het ons bietjie gefokus op die woestyn, om te sê, goed, maar juist dit wat ons vir ons moeilik maak is, ons wat agter ons kyk, en nie aan die verlede kan los nie, en daar het ons geleer, maar God gebruik dikwels woestyntye, om met ons te werk, sodat ons op hom kan vertrou. Om in pas met Christus te wees, is om met die woestyntyd in te gaan, en te weet, God sorg vir ons. Vandag maak hy soos 'n pragtige toebroodjie toe, en is die fokus vandag in pas met Christus is om as oorwinnaar te leef. En vir hierdie wil ek vir julle die gedeelte lees, 'n gedeelte waarvoor ek baie lief is in die 1 Korintiërsbrief. Ek wil eintlik hê ons moet die hele brief lees of die hele hoofstuk lees, hoofstuk 15. Dit is bietjie lank, so ek gaan vir jou gou-gou opsomming gee. Die hele hoofstuk gaan eintlik oor die opstanding. Die eerste deel gaan oor die historiese deel van die opstanding, die historiese betroubare bewyse wat ons as geloofsgetuies het, en waar ons die geloofsekerheid kan hê dat Jesus opgestaan het. So dis die eerste deel. Die tweede deel gaan om te sê, maar hoe belangrik dit is op 'n teologiese vlak om te verstaan hoe hierdie opstanding uit die dood ook vir ons van toepassing is, en dan uiteindelik aan die einde dan praat hy oor die oorwinning. Ek wil net hierdie versie, wat vir my belangrik is in die hele brief. 1 Korintiërs is 'n brief wat vraag en antwoorde is, die hele brief lank. So daar's vrae oor die egskeiding, oor wie soort van kos dat hulle moet eet, en die geestelike gawes, en dis so. En die hele tyd is Paulus besig om hulle te sê, goed, okay, oor hierdie saak kan jy so dink, oor hierdie saak kan jy so dink, en so voort. Maar dan kom hy aan die einde van die brief van 1 Korintiërs, en hy sê, maar ouens, nou het julle vir my die vraag oor die opstanding, en wat gebeur met die opstanding, is daar iets soos 'n opstanding? En dan skryf hy aan die begin van die brief, skryf hy, wel, as julle nie hierdie verstaan en glo nie, is alles anders wat ek vir jou geleer het, te vergeefs. Ek luister gou. Hy lees vers 2, hy sê, deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap, soos ek het aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Eintlik sê, ouens, alles anders wat ons oor gepraat het, beteken niks as julle nie hierdie hoofstuk verstaan nie. So daarom maak erns met hierdie hoofstuk, dat julle dit ook verstaan. Hy gaan dan aan, en dis soos ek sê, 'n baie mooi teologiese argument, maar dan wil ek hê, jy moet gou net na hierdie vers luister, in vers 19. Vers 18, hy sê, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. Dit is nou, as dit nie so is, dat Jesus opgewek is nie. En luister wat hy nou sê.
As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Hy sê, as jy net worry oor hierdie lewe, en as jy dink dis al wat daar is jy die bejammeringswaardigste van alle mense. Kom dit vir my so mooi is, dat ons die reeks hiermee afsluit is, waarmee het ons begin? Jesus, wat innige simpatie het, sy hart bloei, splag nietsomaai vir mense wat na hom toe smag. En hier so kom Paulus en hy sê, weet jy wat is die sadste ding vir my, die bejammeringswaardigste van alles, as mense dink, dit waarmee ons hierso sit, is al wat daar is. Dis vir my so 'n belangrike konsep. Wat maak ons as Christene anders? Ons weet, die lewe gaan meer as nou. Die lewe gaan oor meer as net my behoeftes, my swaar kry, my drome, my visie, want as dit alles waar die lewe gegaan het, hoe sad sou dit nie wees nie. Paulus kom en herinner sy lesers en sê, as jy nie hierdie verstaan nie, is al die ander goeders wat ons oor gepraat het, te vergeefs. Die sadste, bejammeringswaardigste ding, die ding wat hom laat splag niet so maai, is as mense nie verstaan. Christus het opgestaan en daarom is ons deel van die oorwinning storie. Die opstanding is eenvoudig die kritiesste aspek van ons geloof. Omdat Jesus opgestaan het, en ons weet hy opgestaan het, omdat ons die gevolge van sy opstanding in ons lewens oor en oor en oor sien. Ons sien hoe word mense uit haglike omstandighede gered. Ons sien hoe draai mense se lewens op. Ons sien hoe kom gelowiges tot bekering en hoe maak dit hulle lewens beter. En omdat ons dit sien, weet ons, Jesus het opgestaan. Ons sien hoe mense daar getuig. Ons sien hoe die Here met mense se harte werk. En dan beteken dit, ons kan nie in die verlede leef asof ons besig is om te verloor nie. En dit is waartoe die teks gaan. En hierdie, dink ek, is dalk die belangrikste vir ons as gelowiges en iets wat ons regtig aan moet werk, want ons doen dit nie deesdae goed genoeg nie. Luister hoe som Paulus die hele argument op, reg aan die einde. As hy nou die hele teologie rondom die opstanding het, dan skryf hy in vers 54. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gegee het, deur Jesus Christus. Ons som die reeks vanaand op. En dit waar ek graag wil hê julle moet reflekteer is, al die dinge waarmee ons in ons lewens vasgevang word, al die dinge wat ons dink belangrik is, al die dinge wat ons laat voel of ons wenners is en asof ons geslaagd is en suksesvol is, al daai dinge beteken niks as ons nie gaan optree as oorwinnaars nie. Maar ons is oorwinnaars nie omdat ons enigiets goed gedoen het nie, maar omdat Christus oorwin het. En omdat Christus die oorwinning is, daarom leef ons as oorwinnaars. Ons kry onsself te veel jammer. Ons is eintlik vir onsself bejammeringswaardig. Ons kyk so na ons eie situasies en omstandighede en ons leef asof ons klaar verloor het, of ons geen kans het om te wen nie. Paulus roep sy gemeente op tot hierdie wete om te sê, as jy gaan leef as 'n oorwinnaar, gaan die lewe vir jou sin maak. As jy gaan leef as 'n oorwinnaar, gaan jy verstaan wat die evangelie werklik beteken. As jy gaan leef as 'n oorwinnaar, gaan jy beleef dat die dinge wat 'n angel gehad het in jou lewe, daai angel is weg. Daai angel verdwyn met tyd.
Mag ons dit ook doen. Mag ons in hierdie tyd waarin ons ingaan, ophou om slagoffermentaliteit te speel. Hou op om na ander mense te wys en ander verskonings te soek en sê, ek is 'n oorwinnaar saam met Christus. En mag ons die wêreld ingaan met hierdie gedagte en dink hoe wonderlik sal dit wees as ons die wêreld ingaan as oorwinnaars. Ek hoop julle gesels lekker met hierdie laaste sessie. Ek hoop julle kan mooi die pakkie toebind vanaand en mag julle lekker saam verder kuier in die volgende week of 2. Praat weer volgende jaar. Lekker dag verder.